Dr. Christo Nodee. Vanmorgen gesels ons met Dr. Christo Nodee. Dr. Nodee is ons pastorale terapeut. Christo, jy praat met ons oor vrae wat God vra. Nou ja, dit is 'n baie spesiale vraag. Eintlik kan ons 'n tempel bou, né? Nee. Ja, dankie Willem. Ja, Jesaja 66 lees ons in vers 1 en 2. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde my voetstoeltjie. Kan julle ooit 'n tempel bou wat so goed is? Kan julle 'n huis bou waarin ek sal woon? My hand het alle dinge gemaak. En so het alles ontstaan. Ek, die Here, het gepraat. Dit is die een wat ek raak sien. Die een wat nederig is en berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. So dit is die 2 verse, maar die kruks is, kan julle 'n huis bou waarin ek sal woon. En dit is dan waaroor ek praat, Willem. Nou, as mens hierdie verse lees, dan besef jy eintlik, ons kan eintlik nie 'n tempel bou of 'n huis bou vir die Here nie, nee. Dit kan nie, Willem, en ek dink ons is so gemaklik om te dink dat elke kerkgebou is 'n huis van die Here en ons wonder baie keer hoe gebeur dit dat 'n mens 'n kerk die huis van die Here genoem het. Want hier sê die Here, ek woon nie eintlik binne in die huis nie. En dan moet 'n mens vir jouself afvra, watter rol speel God dan in ons lewe? En ek dink dit is juist die vraag waarop ek vanmiddag 'n bietjie wil konsentreer. Want as 'n mens 'n bietjie kyk na die toewyding aan Allah, dan sien 'n mens dat toegewyde moslems 5 keer per dag bid, terwyl hulle in die rigting van Mekka kyk. Elke Vrydag moet die mans hulle gebede om 12 uur in 'n islamitiese moskee bid. Uiteindelik moet hy, as hy kan, iewers in sy lewe, indien dit vir hom moontlik is, dan ook 'n pelgrimstog na Mekka aanpak. Want dit word in die Midde-Ooste as 'n heilige stad beskou. Islam plaas baie klem op sekere plekke waar rituele aanbidding plaasvind. Islam is egter nie die enigste godsdiens nie. Die Boeddhisme, die Hindoeïsme en almal is oorlaai met tempels en altare ter ere van gode en profete. En dit is eintlik die agtergrond waarteen 'n mens dan die vraag vra, watter rol speel God in ons lewe? 'n Voorbeeld van die Christendom was Luther. Hy het in 1510 as Augustiner die koue winter van Duitsland getrotseer en op 'n tog van 1200 km vertrek om uiteindelik deur die suide van Duitsland en Oostenryk en Liechtenstein, Switserland tot die helfte van Italië te reis om in Rome uit te kom. Hy het so 40 km per dag gestap en hy het oral godsdienstige altare besoek, heilige plekke en die kerk van Rome uiteindelik te bereik en hy het boetedoening daar gedoen en hy het die heilige trappies opgeklim en hy het by elke trap gebid en uiteindelik nadat hy al hierdie dinge gedoen het, het hy by 'n slotsom gekom dat die worsteling om by God uit te kom is nie in Rome nie. Om by God uit te kom moet op 'n ander plek lê. En dan is die vraag, as God dan nie in die sentrum van die kerk se aanbidding van sy dag gevind kan word nie, was 'n geestelike band met God dan ooit moontlik? En dit is die vraag wat baie mense vra, veral in hierdie tye waarin ons ook lewe. Hoe bewerk ek 'n geestelike band met God? En dit is juis as agtergrond waarteen 'n mens dan Jesaja 66 dan ook kan lees vandag. So dis die rede hoekom die Here eintlik vir die volk uitdaag om daaroor te dink. Ek dink die hele gedagte om mense aan die dink te sit om te sê, maar wat is om God te dien dan nou eintlik? As dit nie in die tempel lê nie, as dit nie in die moskee lê nie, as dit nie in Rome lê, wat destyds voordat die kerke verdeel het, gesien het as die sentrum van die kerk van daardie tyd nie. Hoe bewerk ek 'n geestelike band met God? En dan as ons 'n bietjie kyk na Dawid, het hy dit probeer doen, want Dawid was 'n man na God se hart. En hy sê in 2 Samuel 7, hier woon ek in 'n pragtige paleis van sederhout, maar God het 'n ark wat in 'n tent staan. En hy sê toe, maar dit kan nie. Hy begin toe
boumateriaal bymekaar maak om uiteindelik vir God 'n tempel te kan bou. En hoewel die Here tevrede was met die gesindheid van sy versoek, het dinge nie heeltemal so uitgewerk nie. Dawid het God se genade ervaar, maar hy het nooit die voorreg gehad om 'n tempel te bou nie. Salomo, sy seun, het dit eintlik gedoen. Maar dan kry ons weer in Handelinge 7, die Allerhoogste woon egter nie in mensgemaakte tempels nie. God was vir hom goed en Dawid het gevra om toegelaat te word om vir God 'n tempel te bou vir die gebruik van die nageslag. En dan kom vers 49 en hy sê, die hemel is my troon, die aarde my rusplek vir my voete, sê die Here. Watter soort huis sal julle tog vir my bou, of watter plek as my rusplek? So, dit is die hele vraag, as 'n mens kyk na die hele Ou Testamentiese tradisie dan ook, van, nou wat is dit dan om 'n tempel vir die Here te bou? En toe hulle die tempel klaar gebou het, toe sien ons dan, in die tyd van die eerste tempel, het die Israeliete nooit opgehou om daarheen te gaan nie. Maar hulle het wel gedink, hulle kan hulle aanbidding aan God laat saamsmelt met heidense afgode. Later het die Fariseërs ook die tempel gebruik vir aanbidding. Hulle was ook godsdienstig. Tog kan 'n mens sien in Matteus 23 was die beker net skoon aan die buitekant, maar vuil aan die binnekant. In al hierdie gevalle is onderskeie tempels vernietig omdat mense 'n fisieke plek van aanbidding besoek het, maar hulle het nagelaat om aan God die plek van aanbidding en eerbied te gee wat hy begeer het om in hulle harte te hê. So ek dink dit is een van die dinge as 'n mens kyk na hierdie vraag wat God vra en die uitdaging wat hy stel, is hy wil eintlik gehad het die mense moes sien dat die tempel is 'n teken van, nie die eintlike ding nie. En ek dink dit lyk of baie Christene met goeie bedoelings vandag nog hierdie verdraaide benadering volg. Hulle het baie keer het hulle hierdie ding van dat die kerk is God se huis, is 'n amptelike ding en tog gaan mense kerk toe, op pad kerk toe, ry daar 'n taxi voor hom in en hy vloek hierdie taxi dat die siel nie kan afwas nie. Man en vrou is kwaad vir mekaar, ouer en kind beklei met mekaar en dan gaan sit hulle ewe vroom in die kerkgebou, want dis dan tog nou die huis van die Here, so asof die Here nie weet waar ons vandaan gekom het, wat het alles met ons gebeur in die week wat vooraf gegaan het nie. So en ek dink dit is hierdie ding wat 'n mens dan moet van weet en van kennis neem, dat die Here dan vir ons kom sê, maar as jy dan so is dit dan reg dat as jy nie vir my respek het en vir my doen en late nie, dat jy die gebou meer respekteer as wat jy die lewe wat elke dag voor my oop en bloot is, dan nie jou kant bring of jou deel doen nie. Jo, Christo, jy weet as jy so praat en ons kyk na die geskiedenis van Israel, en ek het nou nie deeglik daaroor 'n studie gemaak op hierdie stadium nie, maar dit is byna asof die tempel telkens ons fokus wil wegtrek in plek van nader skuif na God toe. Ja, en ek dink die vraag wat 'n mens moet vra, vir wie is die tempel 'n tempel? Vir wie is dit amper belangrik, nee? Dis reg. Dan kan die antwoord kom vir die mens, sodat die mens kan herinner word aan God se teenwoordigheid in sy of haar lewe. Die gebou is 'n herinnering dat God teenwoordig is. Ons leef in God se werklikheid en nie hy in ons nie. En ek dink dit is vir my een van die belangrike dinge wat 'n mens moet raak sien. Jesaja 57 sê die Here, ek woon in hoë heilige plek, maar ook saam met die mens wat berouvol en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die wat verdruk word en nuwe krag aan die wat berouvol is. So met ander woorde, dit lyk vir my, wanneer 'n mens dan nou kyk na tempelwees en tempelbou en die vraag wat God ons mee konfronteer vandag, is, wat is my gesindheid teenoor God? Wat is my verhouding met God? Is die tempel 'n korrekte afbeelding daarvan? Of is die tempel bloot maar net 'n ding wat ek bou om my gewete te sus, sodat daar 'n tempel is en dan is my lewe totaal iets anders en ver verwyder daarvan. Maar moet ons dan 'n tempel hê, 'n kerk hê in ons lewe, of moet ons nie een hê nie? Wat sal die beste wees? Ek dink wat ons vir mekaar moet sê is, enige plek kan die by mekaar kom wees van God. Alhoewel dit waar is dat God se gees in ontoeganklike lig woon,
kyk die Here ook oor die hele aarde om te vind wat hy in elke hart kan vind wat op hom vertrou. Toe Jesus, wat groter as die tempel was, gesterf het die voorhangsel van die heilige en die allerheiligste geskeur van bo na onder. En dit het vir ons die toegang verleen tot God. So ons het nie meer hierdie simboliese tekens nodig om vir ons te herinner aan God nie. Maar dat 'n mens byeen moet kom as gelowiges, maak nie saak waar nie, dit sê Paulus ook vir ons. Moenie die byeenkoms van die gelowiges nalat nie, staan daar in Hebreërs vir ons geskrywe. So met ander woorde, daar moet 'n byeenkoms wees van gelowiges ter ondersteuning van mekaar, ter regpraat en reg sien en reg hoor van mekaar, maar dit mag nooit die persoonlike verhouding met God vervang nie. En ek dink baie keer gebeur dit, dat gelowiges gaan kerk toe, en by die kerk kry hulle petrol vir die week. Pitkos vir padkos. Mens hoor baie keer hierdie maniere van dit uitdruk, hoekom mense kerk toe gaan. Kerk toe gaan om God te eer. So met ander woorde, waar ek ook al as gelowige by mekaar kom, en liedere sing, en gebede bid, gaan dit om God te eer, vir die feit dat ons glo, dat ons gelowiges geword het, dat hy ons gelowig gemaak het, en dat ons dan op daardie manier by mekaar kan kom. En dan natuurlik, na Pinkster, het die Heilige Gees uit geboue uitbeweeg, en in mense inbeweeg. Ons is mos die tempel van die lewende God. So met ander woorde, as ons dan nou mooi kyk na wat in Handelinge gebeur het, die Heilige Gees het in 'n gewone vertrek, waar mense by mekaar gekom het, nie 'n kerkgebou, nie 'n sinagoge, nie 'n heilige plek nie, het hy op hulle koppe verdeel, en hulle gevul met die Heilige Gees. En Paulus het sommer daar op die markplein, waar almal by mekaar gekom het, 'n tempel gevorm, waar God teenwoordig was, en hy vir mense van God kon vertel het. So met ander woorde, die kerk, die eerste kerk gebou, was 'n markplein, met 'n oop dak, sonder mure, met 'n klomp mense by mekaar, vir wie daar oor God getuig het, en van hom gepraat was. So ek dink dit is een ding wat 'n mens altyd moet onthou, dat wanneer 'n mens na hierdie dinge kyk, dat 'n mens die hele tyd weet dat kerkgebou is nie die alfa en die omega nie. Die kerkgebou is bloot 'n teken van wat is dit wat die Here van my vra en my wil hê. En dit is my hele lewe. Want, sê Paulus vir ons, die Here kom en hy vra vir ons, gee jou lewe as 'n heilige offer aan die Here. Dit is die goeie godsdienst, en dit is wat ons elke dag moet doen met ons lewe. Jy het nou genoem van die uitstorting van die Heilige Gees, wat die kerk eintlik beweeg het van binne in die kerk, of na mense toe, van die geboue af na die mense toe. So het daar 'n klemverskywing plaasgevind van die Ou Testament na die Nuwe Testament ten opsigte van die kerkgeboue, tempels, kerke? Willem, ek dink as 'n mens so 'n bietjie kyk na waar kom dit vandaan dat daar 'n tempel moes wees, dan lees ons voor Egipte was daar geen tempels nie. Jakob, Abraham, Isak, hulle het nie tempels gehad waarheen hulle gegaan het nie. Dis eers met die volk van Israel dat daar 'n tabernakel gekom het. En die tabernakel se doel was om vir die Israeliete te fokus op die teenwoordigheid van God saam met hulle deur hulle woestyntog. Hy is sigbaar neergedaal en dan het hy weer opgestyg. Moses het dan kom getuig en interpreteer wat God se beweging beteken en hoe die Israeliete moet wees. En toe het Dawid gekom en gesê, maar die ark en die tent wat van die woestyn af ingekom het, kan mos nie. Ek moet 'n tempel bou. En Salomo het die eerste tempel gebou. So met ander woorde, daar het dit toe oorgegaan dat die ark toe nou in 'n tempel, 'n vaste gebou ingedra was en nie meer in 'n tent, die tabernakel gehou was nie. En ek dink dit het uiteindelik vir mense iewers van 'n vastigheid gegee, maar dit het hulle ook 'n skeefgetrekte godsdiensbeoefening laat kry. En dit is dat ek moet na die tempel toe gaan. Ek moet daar die ding gaan doen. En as 'n mens kyk na die vrou by die put, dan het sy vir Jesus die vraag gevra, moet ons in Jerusalem aanbid?
soos al die Jode vir ons sê, of kan ons ook hier by die put van Jakob aanbid? Here Jesus het al geantwoord, daar kom 'n dag, daar kom 'n tyd, dat die plasing of die plek van die tempel irrelevant gaan wees, ten opsigte van die aanbidding van God. En ek dink dit is wat die Nuwe Testament vir ons kom leer het, ten opsigte van die Ou Testament, se manier om die tempel te verabsoluteer as die enigste plek waar God is. Jy het genoem dat die tempel en die kerk waarskynlik vir ons 'n skeefgetrekte godsdiensbeeld gee, dat ons sê ons gaan na daai plek toe om ons saak reg te maak, en nie ons gaan na God toe nie. Nee, ons het 'n skeefgetrekte beeld. Dis mooi, ek sal dit so onthou. Maar dan, in eerste plek wil ek sê, dit lyk tog of God baie tevrede was met die tempel wat Salomo gebou het. Ek bedoel, hy het sekere instruksies gegee, hy het instruksies gegee hoe moet dit gebou word, en dit moes glansryk wees. Maar vandag het jy gesê, die fokus van die geboue in mense, God leef deur sy Heilige Gees in ons. So, daar definitief 'n klemsverandering gekom, maar ons het nog steeds kerke. En wat is die doel dan van ons kerk? En maak dit ook dat ons waarskynlik ook dieselfde skeefgetrekte godsdienstbeoefening doen? Willem, ek dink COVID het ons gekonfronteer met 'n klomp dinge wat ons as reg en goed en die enigste manier van God dien voorgehou het. Skielik mag mense in die kerk toe gaan nie. Is ons dan minder gelowig? Natuurlik sal die antwoord van almal wees, nee, ons is nie. Maar dan is die vraag, hoe beoefen ons dan ons geloof? Hoe wys ons vir die Here? Hoe bewerk ek 'n geestelike band met God? Want as ek nie kan kerk toe gaan nie, is die kerk wat uitgesaai word, dan die manier waarop ek my geestelike band met God vestig, bewerk, laat groei? En dit is eintlik die vraag waarmee ons dan nou gekonfronteer word as God sê, julle kan nie vir my 'n tempel bou waarin ek gaan of wil of kan woon nie. Dis irrelevant. Julle kerkies waar julle nou leeg staan, dit is bloot maar net bakstene en sement. Die vraag is, waar is jy? Waar is jy in jou verhouding met my? Want uiteindelik, as ons dan nou daarna kyk, het Christus gekom en die tempelbeoefening en die tempelkultus kom verander na iets anders. Die tempel was nie meer die sentrale nie, daarom het hy gesê, ek sal die tempel afbreek. Ek gaan die tempel anders herbou as wat dit was, want dit moet 'n ander betekenis hê, dit moet 'n ander inhoud hê. So, wat ons vandag vir mekaar moet sê is, hoe bewerk ek 'n geestelike band met God? Want die kerk is nie meer die plek waar dit gebeur nie. So waar gebeur dit dan nou? Hoe gebeur dit? En daarmee word ons veral gekonfronteer in die tyd waarin die kerk nie meer so gereeld bygewoon word nie, nie meer so baie mense is wat kerk toe gaan nie. So wat dan nou? Dis byna En ek dink daarom, dis byna asof die Here die kerkmure wil laat verdwyn sodat ons buitentoe kan kyk, want dit is in wese eintlik die opdrag wat die Christus vir ons gee, is om gaan heen en nie gaan amper terug nie. Dis wat ons sê elke keer as ons na kerk toe gaan, gaan ons na erediens toe, 'n diens tot eer van God en 'n diens van God in my naaste. So ek gaan kerk toe om te gaan diens lewer. Ek gaan nie daarna toe om diens te kry nie, om iets, ja, ek kry seker daar iets, maar in wese is dit, sê ons dit reg, maar ons, as ons wegstap, dan sê ons, ja, vanmôre het ek niks gekry nie. Maar eintlik moes ons gaan gee, ons gaan dan om diens te lewer aan God en my naaste. So miskien het die Here deur COVID ook vir ons bewus gemaak van die oopheid van sy genade aan ander, nie na die toegheid binne in die mure nie, of het ek dit nou verkeerd? Willem, kom ons sê, ons het vir 'n baie lang ruk gesien Jesus staan binne die kerk en sê, kom kerk toe. Baie mense het ook gesê, die klokke se gelui is, kom kerk toe. Ek dink, met COVID het ons gesê, waar is Jesus nou? En nou het ons gehoor, en ek dink jy het dit mooi saamgevat, Jesus staan nou buite die kerk en sê, kom saam. En ek dink dit is belangrik. Christus is buitekant die kerk.
En hy beweeg tussen ander mense in en hy nooi jou en my en sê, kom saam. Hoe kry ons dit dan reg om ons fokus in die volgende week, 6 dae Kersdag, reg te hou met Kersdag, Jesus Christus, ons verlosser wat gebore is, teenoor die belangrikheid van 'n erediens, van saamkom, maar ook die buitentoe kyk in die koninkryk na die res van die mensdom wat dalk of nog nie heeltemal by Christus is nie, of onseker is, en of 'n versekerheid te gee, en ander wat waarskynlik nog nooit van hom gehoor het nie. Hoe kry ons hierdie goed gebalanseer met die oog, of wie weet het dat oor 'n week of vier ons met 'n gejuig Kersfees, en met regte natuurlik. Dis 'n wonderlike geleentheid vir ons as gelowiges, om te sien dat as ons iets wil verabsoluteer, moet dit eintlik 'n stal wees, en nie 'n kerkgebou nie. Christus het in 'n stal gekom. Ja. So met ander woorde, daar waar dit gewerk word op die plaas, waar die diere gehou word wat die volgende dag moet uitgaan, waar die skaap gehou word wat geslag moet word en groot gemaak word sodat hy geslag kan word, sodat sy wol gebruik kan word. So met ander woorde, die bees wat uitgaan en melk moet gee, die donkie wat moet uitgaan en moet die mense vervoer van een plek na 'n volgende toe. Dis 'n werkende stal. Dis nie 'n stal waar daar niemand niks was nie. Die werkende diere was rondom Christus. So met ander woorde, as 'n mens dan nou iets wil sê van Kersfees, is ons het 'n heiland gekry wat 'n belofte gebring het na 'n plek waar daar gewerk word. En hy sê vir ons, dit is wat ons dan moet gaan doen. Nou ja, Christo, kom ons vat saam. Ek wil jou vra persoonlik vir jou, en miskien is dit sommer jou Kerswense vir die luisteraars. Wat beteken Kersfees vir jou? Kersfees beteken vir my, Willem, dat ons het hierdie wonderlike heiland wat gebore is, waar God die hemel in beweging gebring het. En ons kon die engelekore hoor, en ons kon die herders sien, en hulle het nader gestaan, want die bewegende hemel het herders aangespreek. Die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle was in die tempel besig om te praat met mekaar en te worstel met mekaar. En in die veld, tussen die ander mense wat op die rand van die samelewing beweeg het, het die engele vir hulle kom sê, staan nader, jy is deel van Kersfees. En ek dink Kersfees sê vir ons, oppas wie jy uitsluit, sluit meer mense in as wat jy uitsluit. Want dis wat Kersfees vir ons kom sê het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dankie Christo, baie geseënde Kersfees vir jou en Lynn, en dankie ook vir die lekker gesels vanmiddag. Willem, baie dankie, en mag elke luisteraar ook 'n Christusfees belewe van insluit en ingesluit wees, omdat die Here ons liefhet. Dankie Christo. Dankie Willem, en seën vir jou ook. Totsiens.